Reino. Hy spot met my, want ek sê mos elke keer so Reino. Ja, Ja, so vanoggend, gister pak ek die buslape, pak die yskas, doen alles wat moet gedoen word, want Reino werk. Hy het nie bedank vir sy werk, ek het bedank. En vanoggend maak ek die yskasie oop en ek sien daar lê water onder in die yskas en ek dink, okay, dit is seker maar, ek weet nie, anyway. En Reino kom by die huis en ek sê vir my, sê, oh wel, dan het ons yskasie nou opgepak. So voor ons nog hierdie naweek kan begin, moet ons eers gou kyk hier gaan ons alweer. Ja, die wragtig. yskas kan laat regmaak. So, ons is nou op pad. Ek het toe nou iemand gebel. Toe sê hy, Tannie, as jy hom nou vir my kan bring, sal ek gou kyk of ek hom kan regmaak. So ons is nou op pad. Ons hoop dat hy dit vir ons sal kan regmaak vandag, want ons is eintlik op pad om te ry. Ja, en dan gaan ons die Kriekies en Kiekies sy naam verander na hier gaan ons alweer. Ek kan dit nie glo nie. Dis nou die tweede keer dis nou net die tweede keer in 'n ry wat dit nou gebeur. Ja, Wat ons nou teens moet dit net voor ons moet ry. wat sulke dinge gebeur, man. Ja, maar dis nie so lekker nie. Ja, man, maar daar's 'n rede vir alles. Jy was gou gewees, hy het afgeloop en hierdie ding gedaan. Dani, gaan jy hom gou vir my regmaak? Ja, ek gaan hom regmaak Tannie. Baie dankie. Soos yskas hier reg, Dani. Hy's onder. Is hy nou reg? Baie dankie, hoor. Dis beter as hy so fyn. Waar toe gaan ons? Vensterklip. Vensterklip. Weet jy hoe voel dit vir my hierdie naweek? Onthou jy 13 jaar terug wat ons op die boot gegaan het? Wat ons gedink het ons gaan Walvis Bay toe. Nee. Ons het gedink ons gaan Nee, nie Walvis Bay nie, Mosselbaai. daai kant toe. Ja, Mossel Bay se kant toe. En toe ons die volgende oggend wakker word, toe is ons waar? Dis is in St. Helena Bay. Heeltemal 'n ander rigting as wat ons eintlik gedink het ons gaan in hierdie naweek. Is dit nou presies dieselfde, want ons het eintlik geboek om Karoo toe te gaan. Ons het daar gaan kamp het op 'n plaas waar daar net 'n boom en 'n dam is. En toe in die week toe bel my vriendin om te sê, maar dit gaan blykbaar verskriklike reën in die Karoo en ons gaan nie gaan as dit so reën nie. Okay. Dit gaan net modder wees. Ja. Toe boek hulle nou vir ons 'n plek iewers langs die Weskus. So ons gaan nou Vensterklip toe vir die naweek. Ek hoop nou nie dit reën daar ook verskriklik baie nie. Waar dit apparently nie sou reën nie en nou het die weer opgetel, dit gaan ook nou reën daar. Maar ons gaan dit maar vat. Ja, wat? Kamp sal ons kamp. Ek wonder of ons gaan swem of kamp hierdie naweek. Want hulle voorspel baie reën. Ja, Uit die Kaap uit, hoe ry ons nou? ek weet nie, ek het gedink ons gaan na die Weskuspad toe gaan. Ek het my heeltemal voorberei ons met Weskuspad. En toe ons nou op die GPS intik, toe sê hy ons moet deur Mamasbury ry en deur Pakketberg en daar vanaf Redlinghuis se kant toe, dan ry ons basies deur Redlinghuis. En dan is ons naby die plek. Maar ek weet ons weet nie, ons glo maar die GPS. Hopelik Hy sê ons gaan so 4 uur se kant daar aan. Hopelik verdwaal ons nie, laat ons na 'n verkeerde plek te ry. Nee man, ons sal fyn wees. Net veilig ry, né? Vensterklip is 'n plaas, maar beslis nie sommer enige ou plaas nie. Die plaas bied verskeie akkommodasie-opsies, insluitend kampering, 'n restaurant genaamd The Tin Kitchen en The Vensterklip International Bar. Sodra jy by Vensterklip aankom, word jy verwelkom deur 'n egte plaastoneel.
Ouderwetse plaasimplemente is ook oral so sprei. Daar is verskillende huise om in elkeen se behoeftes te voldoen. Doen gerus navraag by die kantoor daaroor. Hierdie is 'n perfekte plek vir voëlkyk, perdry, stap, jy kan visvang, branderplank ry, jy kan die rotskuns bewonder of jy kan die mooiste veldblomme sien. Die kampeerplekke is nie baie groot nie, van hulle het baie los sand en as jy eers jou karavaan of boswa ingestoot het, kan jy hom nie sommer weer skuif nie as gevolg van die baie los en dik sand. Nadat ons almal kamp opgeslaan het, was dit tyd om die vuur aan te steek en net lekker te ontspan vir die res van die aand. Deze karavane vandag se gasbord sit binne. Ja, julle sit tog ook binne. Dit is op hulle papier. Weet jy, ek het kyk Pieter, ek het dit uit vir jou gehou. Ek het tuinrade wat jou ma in haar handskrif geskryf. Wow. Ja, Ons kampeerplekke het nie hulle eie ablusie gehad nie, maar nogtans was alles baie mooi en skoon te alle tye. Daar is 4 toilette en 4 storte en daar word ook toiletpapier voorsien. Kamp jy lekker hier so by Vensterklip? Ja, dis lekker. Dit reën nog so 'n bietjie. Maar dit kort week mense nie regtig. Ek hou van jou dansie. So druppels. Ja. Nee. En is nou op die oomblik bietjie koud. Na die reën dit is so bietjie koud, maar anders is dit ek dink dit gaan baie lekker raak die naweek. Ja, dink ook so. Staanplekke 1, 2, 3 en 4 het elkeen hulle eie ablusies. Dis lekker groot staanplekke met gras. Daar agter is die ablusie en elke staanplek het ook sy eie privaat braai area. Die Robertson House is 'n gerestoreerde plaashuis met 3 slaapkamers, almal met dubbelbeddens en 'n en-suite badkamer. Daar's ligversorging, 'n groot kombuis en 'n ingeboude braai. Die kroeg met die naam The International Bar is waar plaaslike en besoekers tuis voel. Daar is gereeld regstreekse musiekoptredes en kunsuitstallings. As jy nie lus is vir die restaurant of kroeg nie, is daar altyd die gesellige omheinde lapa vir lekker kuier. Die Rooi Stoor is 'n baie interessante padstal wat jy nie moet misloop nie. Hulle verkoop koeldrank, insluitend tuisgebroude kombucha, plaasprodukte, handgemaakte artikels, kuns, ingelegde produkte, plaaslike vleis en hulle verkoop ook rooibosprodukte en tee, asook geskenke, olyfolie, rou heuning, heuningprodukte en nog vele meer. Daar is ook heerlike roosterkoek te koop op spesiale dae.
is julle Marie. Ons praat nou net. Ek sê hierdie is soos ek graag na 'n kampplek toe sal wil ry. Dis nie net jy ry en dan is jy by die kampplek nie. Hier is nou so 'n bietjie van 'n bosveldpaadjie en daar kry ons 'n bonus. Elande langs die pad. Yes. En mooi jong elande, En mooi né? elande. Ja. Magtig. Dis regtig lekker. Ons gaan kyk sommer nou na 'n kamp met die naam wat is Goudkop. Skrik van rondom plaas lê langs die R366 in die hart van die Sandveldgebied. Die plaas is geleë op die rand van die Verlorenvlei Vallei, tussen die berge van Piketberg en die Weskusdorpie Elandsbaai. Die Boskamp is teen 'n heuwel geleë en beskik oor 9 slaapeenhede, 'n ten volle toegeruste kombuis, binne en buite braaigeriewe, 'n vermaakarea met 'n groot televisie, 'n gelisensieerde kroeg en swembad. Daar is ook 'n lieflike padstal waar jy kan stop, eet en weer krag kry vir die lang pad vorentoe. The Tin Kitchen is 'n naweekrestaurant in 'n 300 jaar oue skuur wat ontbyt, middagete en aandete bedien. Die spyskaart sluit plaaslike seekos in soos skreef en calamari, asook tuisgemaakte chips en plaasvleis. En Vrydae-aande is daar heerlike oondgebakte pizzas. Dit is 'n lieflike, rustige plek met ongelooflike kos en uitsonderlike goeie en vriendelike diens. Al was ons net daar vir ontbyt, was die atmosfeer baie kalm en rustig. Die restaurant het sitplekke binne en buite met koeltebeskerming teen die son. Julle mag my smile hoor. Morning, how are you? I'm fine and you? I'm good, I'm good. That's good. You're making nice food for us. Yes. Thank you. I'll make a good food for you guys as always, you know? Ja, ek is nou daar, né? Ja, Ja, nou, dat is net bezig. Nou is amper net 3 minuten. Zal voor jou best. Wat ik maak, en dan zal nog veel voor jou kosten. Nou, zo my Afrikaans. Okay, dis 100% baie dankie. Assy, dit lyk baie lekker julle. Dankie. Baie dankie. Dit lyk heerlik. Na ons heerlike ontbyt het die wiele weer gerol en ons het Elandsbaai se kant toe gery om te gaan kyk wat ons alles kan kry. Die Sishen-Saldanha spoorlyn, ook bekend as die ertsuitvoerlyn, is 'n 861 km lange swaar vrag spoorlyn in Suid-Afrika. Dit verbind ysterertsmyne naby Sishen in die Noord-Kaap met die hawe by Saldanha Baai in die Wes-Kaap. Ons wou kreef gaan koop, maar die fabriek was toe. Toe sien ons die grot bo in die berg, ons klim en klouter tot daar om die Boesman tekeninge te kan sien. Hierdie is in Eland, maar het al so verweer dat jy net die donker bruin kleur kan sien, die res van hom het al 'n bietjie af. Net oral as jy die handmerk, dis so hulle
geteken het met hulle hande. Daarna weer die pad rustig terug kamp toe geneem en vir oulaas weer lekker om ons laaste aand se kampvuur gekuier. Dankie Vensterklip. Ons het heerlik gekuier saam met baie spesiale hartsvriende van baie jare. Dankie dat jy die video gekyk het en ek sien uit daarna om jou weer in die volgende een te sien.